Shalom mooikies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel. Maar kom ons stop eers en bid. Maak toe julle oogies. Papa God, baie dankie vir nog 'n Storytyd. Papa, baie dankie vir elke maatjie wat vandag die tyd vat om meer van U te leer. Seën hulle en help hulle dat hulle sal weet, hulle is super spesiaal, nie net vir my nie, maar ook vir U. In Jesus naam, amen. Vandag se Storytyd gaan oor Josef wat sy familie red. Maatjies, julle onthou, Josef was toe mos een van die leiers in Egipte. So hy was ook in beheer om ekstra kos bymekaar te maak vir daai 7 vet jare waarvan koning Farao gedroom het. So hy het baie ekstra kosies bymekaar gemaak sodat Egipteland genoeg kos het as die 7 maar-jare sou kom. Die 7 maar-jare het toe aangebreek. Maatjies, dit was moeilike jare. Mense in ander lande het ook nie kos gehad nie. Selfs Josef se familie het nie genoeg gehad om te eet nie. Toe stuur Josef se pa sy seuns Egipte toe om kos te gaan koop. Toe die broers in Egipte aankom, het hulle na Josef toe gegaan en voor hom gebuig. Hulle het nie geweet dis hulle broer nie, maar Josef het dit geweet. Josef het kos aan hulle verkoop. Toe gaan die broers weer huis toe. Later het hulle weer soontoe gegaan om nog kos te koop. Net soos Josef gedroom het, het hulle voor hom gebuig. Weer 'n keer. Uiteindelik het Josef hulle vertel, "Ek is julle broer." Sy broers was toe baie bang. Maar Josef het vir hulle gesê hulle hoef nie bang te wees nie. Hy is nie meer kwaad nie. Hy het geweet Papa God het 'n plan vir sy lewe gehad en uit al die sleg het Papa tog die goeie na vore gebring. Hulle was baie bly. Hulle het mekaar so omhels en saam gelag. Josef het toe gevra of hulle asseblief sy pappa ook sal bring na hom in Egipte land. Jakob was baie bly om te hoor dat Josef nie dood was nie. Die hele familie het toe by Josef in Egipte gaan bly. Maatjies, die les van hierdie Storytyd is dat Papa God ons altyd in sy hand vashou. Daar gebeur soms slegte dinge wat ons nie verstaan nie, maar ons moet altyd weet, Papa God bly in beheer. Soos my gereelde maatjies weet, doen Juffrou Jolie ook poppekaste en kinderaanbiedinge by julle kerke of by julle skole. So asseblief, nooi my, ek wil graag elkeen van julle persoonlik ontmoet. Baie Jesus liefde maatjies, shalom, tot volgende week, waar ons weer verder deur die Bybel reis.